Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Ek dink so aan Jesus se afskeidswoorde aan sy disippels, waar hy gesê het, Vader, heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. En dit is so kosbaar om te dink daaraan dat die woord van die Here 'n wassende effek op ons siele het. Ek dink aan Johannes 15 vers 3, waar die Here vir sy disippels sê, julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. So kosbaar om daaraan te dink dat hierdie woordjie rein dui op die wassende effek van God se woord, waar hy ons gemoed, ons gedagtes, ons hele menswees reinig van binne na buite, sodat ons al hoe meer die gestalte van Christus dan in ons lewens tevoorskyn kan bring. En ag vriende, is die gebed van my hart dat die Here vir ons saam sal seën rondom sy woord. Ons is tans besig met 'n reeksie boodskappe wat handel oor verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Jy sal met my saamstem dat daar wêreldwyd verhoudingsprobleme is. Mense kom nie oor die weg met mekaar en ek het vir u reeds gesê waar die probleem begin het. Dit staan in die tuin van Eden. Nadat God die mens geskaap het, het die mens gedink hy weet beter as God. En wat doen die mens? Die mens sê, toe die Here vir hom sê, luister, jy moet die tuin bewerk en bewaak, maar daar is een opdrag wat ek jou gee, van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan jy mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Wat doen die mens? Hulle luister eerder na die duiwel as na die Here, en ons weet van die sondeval wat plaasgevind het, en ons sien ook die effek van die sondeval op Adam en Eva se verhouding met God en ook met mekaar. Ons lees baie duidelik in Genesis 4 dat die eerste twee seuns wat gebore is nie oor die weg kon kom met mekaar nie en dat Kain vir Abel doodgemaak het. En ons beleef 'n lang hartseer geskiedenis van verhoudinge wat gebreek is. Mense kom nie oor die weg met mekaar nie, nasies kom nie oor die weg van mekaar nie. En seker een van die hartseerste verhoudings wat daar vandag is die huweliksverhouding. Dit wat God bedoel het moet mooi en lieflik wees, is vandag 'n oorlogsveld omdat man en vrou nie leer hoe om in hierdie eenheid saam te groei en God te verheerlik nie. Nou, ons het al reeds gepraat oor die gedagte dat die huwelik is net tussen een man en een vrou. Daar bestaan nie 'n huwelik tussen twee mans en twee vroue nie. Ek het vir u baie duidelik gesê, vriende, dat saambly nie 'n opsie is nie. God het gesê die huwelik. Hy het dit ingestel van die begin tussen een man en een vrou om die Here dan ook sodoende te verheerlik. Nou, ek het vir u gesê dat die Here ook vir ons baie duidelik sê dat die man sal sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees. Nou, ons het al reeds gepraat oor die gedagte van verlaat, die gedagte van aankleef en ons gaan nou stil staan by die gedagte van een wees. Ek het vir u gesê, vriende, in die Bybelse wiskunde is 1 + 1 1. Die man en die vrou sal een wees. Ek het vir u baie duidelik gesê, daar bestaan nie 'n ding soos 'n eenheid tussen 'n ma en haar kind of 'n pa en sy kind nie. Daar is 'n eenheid wat God daar gestel het. Dis is tussen die man en die vrou, en die Here sê hierdie eenheid is 'n belangrike eenheid en God is jaloers op hierdie eenheid. En hy sê baie duidelik vir ons in die woord hoe ons ook dan een moet wees. Nou, mense vra jou dikwels, nou wat behels hierdie eenheid? En hoe kan ons hierdie eenheid definieer? En hoe kan ons hierdie eenheid so bietjie makliker opsom dat mense dit kan verstaan? En ek gaan vir julle 'n eenvoudige definisie probeer gee en dan probeer verduidelik. Wat bedoel die Here dat ons moet verlaat, ons moet aankleef en ons moet een vlees wees? Nou vriende, die huwelik, as ons 'n goeie definisie moet gee vir hierdie eenheid gedagte, is 'n lewenslange verbintenis en die bereidwilligheid om jou hele menswees met jou huweliksmaat te deel. Dis 'n lewenslange verbintenis waar jy God en die gemeente as getuie roep en die bereidwilligheid om jou hele menswees met jou huweliksmaat te deel. Wat beteken dit? Kom ek probeer dit vir u eenvoudig verduidelik. Die eenvleesgedagte, vriende, sluit in dat die man en vrou op elke gebied 'n eenheid sal vorm. Of dit nou geestelik is, emosioneel, finansiëel, seksueel of intellektueel. Vriende, eenheid is van kardinale belang. Baie keer dink mense hierdie eenheid gaan oor die seksuele, dit sluit baie meer as net dit in. Ons praat nie meer, wanneer ons na huweliksverhouding kyk, praat ons nie meer van my geld, of my liggaam, of my huis, of my kar nie. Maar ons praat nou van ons sin. En as ons hierdie gedagte in die woord baie mooi gaan definieer en beskryf en ondersoek, kom ons baie gou agter dat die meeste huwelikspaartjies mis hierdie gedagte van om een te wees, soos die Here Jesus dit
in gedagte het. Baie belangrik is dat die Here vergelyk hierdie eenheid soos hy ook dit vergelyk met die liggaam. Hy sê die liggaam het verskillende lede. Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie, en die oor kan nie vir die voet sê ek het jou nodig nie. Alhoewel hulle van mekaar verskil in hulle funksie, is dit een liggaam en die liggaam funksioneer as 'n eenheid om dan die dinge te doen wat jy moet doen. En so ook in 'n huweliksverhouding. God sê die man en die vrou sal een wees, en hierdie eenheid, vriende, werk soos 'n goed geoliede masjien om dan ook die Here te verheerlik. In die jare wat ek in die bediening is en die baie beradingssessies wat ek gehad het, kom ek agter dat eenheid ontbreek in die huwelik. En wat verbreek hierdie eenheid? Daar's net een woordjie en u gaan dit baie hoor in hierdie reeks. Dit is sonde. Mense soek baie oplossings vir probleme, maar hulle wil nie uitkom by die boosheid en die sondigheid van hulle eie harte nie. En jy kan miskien dink ek hak vas by die gedagte van sonde, maar ek en jy besef nie hoe diep verdorwe ons wese werklik voor God is nie. Luister vriende, die Bybel sê ons is geneig tot alle kwaad. In my en jou hart is daar nie 'n begeerte na die dinge van God nie. Daarom is die wedergeboorte nodig, en van die wedergeboorte af is die Here besig om ons siele te transformeer, ons harte te reinig deur sy woord. Die Gees leer ons en onderrig ons uit die skrif om meer te word soos Jesus, sodat die eenheid sterker kan staan. Daarom sê die Bybel vir ons, ons moet sondes aflê in ons lewe, en ons moet die geregtigheid opneem, sodat ons as 'n eenheid kan funksioneer en die Here kan verheerlik. Ag vriende, ek dink aan gesprekke wat ek het met mense, en jy hoor dikwels hoe sonde mense se verhoudings heeltemal verbreek. Ek dink maar aan die verhouding wat 'n man en 'n vrou met mekaar het, en jy hoor dikwels hoe bitter 'n man teen sy vrou is, en hoe die bitterheid oor sy lippe vloei wanneer hy van sy vrou praat, en eintlik sleg praat van. Ek het onlangs in 'n gesprek gesit waar 3 mans was, en hulle het vir my gesê, luister, ek wil nie by my huis wees nie, ek wil nie my vrou hoor nie, ek wil haar nie sien nie, as ek vandag my keuse kon oor hê, het ek nooit getrou nie. En toe besef ek hoe bitterheid deel van ons lewe kan wees. Wat sê God se woord? Die Here sê alle bitterheid moet gelaat word. Die Here sê vir 'n man, ons moet nie bitter word teenoor ons vroue nie. Ons moet haar koester en ons moet haar lief hê. Daar is hierdie sonde van ondankbaarheid in die huwelik. Die man doen alles in sy vermoë om die lewe vir sy vrou gelukkiger te maak, en sy's ondankbaar, sy kla oor alles. Hierdie een het daai gekry en daardie een het daai ding gekry, en hoekom kry ek altyd hierdie minderwaardige geskenk of wat ook al nie? Koppigheid. Waar die man sê, man, ons gaan 'n ding so doen, en die vrou sê nee, ons gaan dit so doen, en hulle is so besig om te veg in die huis dat die huis uitmekaar uitspat. En hulle dink hulle is besig om mekaar te na te kom, terwyl hulle eintlik besig is om die hele huisgesin en hierdie verhouding wat God daar gestel het te verbreek. En luister, koppigheid kan kos dat jy in 'n egskeidingshof beland, en hierdie egskeiding kan jou hele lewe beïnvloed aan alle kante, en jou kinders kan die slagoffers wees. En daarom hou op koppig wees en buig jou hart en jou knieë voor God, en dan voor die een vir wie jy lief is. Ons dink aan verwaarlosing. Hoeveel keer sê vrouens, man, ek is 'n golfweduwee. My man is permanent op die golfbaan. Ek sien hom nooit, as hy nie by die werk is nie, is hy by die golfbaan. En dan is daar weer aan die man se kant, my vrou het nou begin korfbal speel, of my vrou het nou in hierdie sport begin deelneem, ek sien haar glad nie. Die kinders sien haar skaars. Luister, as jy getroud is, dan is jy nie heeldag by ander mense en besig met ander dinge nie. Jy het 'n belofte voor God gemaak. Jy het hierdie vrou getrou, jy het hierdie man getrou, en daarom pleit ek by jou, as jy bely is 'n kind van God, buig onder God se gesag, dat die woord 'n wassende effek op jou siel sal hê. Vriende, as jy nie 'n kind van die Here is nie, gaan jy nie hou van wat ek sê nie. En dit is jou saak. Jy sal voor God rekenskap gaan gee daarvoor. Ek praat vanmôre met mense wat bely hulle behoort aan die Here. Jou huweliksverhouding en my huweliksverhouding is 'n duidelike sigbare getuienis vir die wêreld. Het die Here my nuut kom maak, en is daar 'n lewe wat anderste is as die normale, as jy aan die Here Jesus behoort? As ons maar net soos die wêreld aangaan en skei en optree soos die wêreld optree, wat se getuienis is ons? Wat help dit ons getuig ons is gered? Waarom noem ons onsself Christene as ons dan net soos die wêreld leef en doen en optree? As jy die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons soos die sondeval dan ook probleme gebring het tussen Adam en Eva. Is sonde vandag ook die groot probleem wat die eenheid verbreek in 'n huwelik. Ag, ons dink dikwels aan hoe geld 'n probleem raak in 'n huwelik. Die man sê dis myne. Die vrou sê nee, ek het jou gehelp om hierdie goed bymekaar te bring of bymekaar te maak, en so karring hulle aan.
Ag, ek dink aan wanneer kinders in die huwelik kom en die een aard nou kwansy's meer na pa en hierdie een meer na ma, en hoe hulle uitmekaar geskeer word en hoe die kinders baie keer gebruik word in hierdie geveg en opgemaak word die een teen die ander ene. Ek wil vir u sê, ek dink dit breek God se vaderhart as sy kinders met hierdie sonde besig is. Wat kan die skeidsmuur van sonde afbreek en gebroke verhoudings weer heel maak? Die Bybel sê vir ons, wanneer die bloed van Christus ons reinig van alle sonde. Wanneer ek my sonde identifiseer, wanneer ek vir die Here sê, Here, die vrug van die Gees is liefde. Gee my meer liefde vir u, liefde vir my man, liefde vir my vrou. Gee my meer vriendelikheid. Gee my meer teerheid, selfbeheersing. Here, gee my meer van u Gees se werking in my hart, sodat ek die man kan wees wat u vir my bedoel het en die vrou kan wees wat u vir my bedoel het. Vriende, ek kan nie alles sê oor hierdie gedagte van een wees nie, maar wat ek vir u kan sê, die Bybel sê, ons moet verlaat, ons moet aandleef en ons moet een word. En jy kan so 'n tikkie van die hemel op aarde beleef in jou huwelik. En ek wil afsluit met 'n kosbare voorbeeld wat in my lewe vir my baie beteken het. Was 'n oom daar in Springs gemeente, oom Org Joubert, afgetrede dosent by die universiteit, en watter kosbare lewe van toewyding aan die Here en ook aan sy vrou. Op daardie stadium was hulle hier by die 50 jaar getroud gewees, en ag, die liefde en die deernis teenoor sy vrou. En ek onthou toe hy begin dementia en later Alzheimer's gekry het, hoe hy, as hulle hom van die bed aftel, hoe hy dadelik begin in die ouete huis loop en soek waar sy vrou is. Dit was vir my so mooi gewees. Ek het so op myself gedink, is dit nie wat die Here vir ons elkeen in gedagte het nie? Dat ek hierdie vrou moet lief hê, moet koester, dat hierdie vrou my moet lief hê en werklik saam met my in hierdie span moet werk om God te verheerlik en my kinders na die Here te rig. En ag vriende, is die gebed van my hart dat u en ek sal sê, Here, dat ek minder word en u meer word, en dat my verhouding u kan verheerlik. Dat ek nie veg vir my eie plek in hierdie verhouding nie, maar dat ek sal sê, ek buig onder die gesag van God en ek gaan my huwelik laat wees soos God dit vir my bedoel het. Mag die Here vir my en jou seën daarin, en mag hy vir ons genade gee tot eer van sy naam. Groete vir u, mooi dag verder, tada.